Baie hartlik welkom by vanoggend se woordbediening. Dankie dat jy by ons inskakel. Ook welkom aan mense buite die gemeente, soos Dominee Nudee verlede week genoem het. Dis lekker om bewus te word van mense oral oor wat by ons inskakel. Tot een van ons sendelinge in Madagaskar, Tassien, wat 'n boodskap hier op ons Facebookblad gelos het oor die erediens, waar hy vra vir 'n Engelse vertaling. Ongelukkig Tassien, ek dink nie dit gaan realiseer nie. Net so 'n paar afkondigings. Donderdag is dit Hemelvaartdag. Ons sal ook 'n diens beskikbaar hê. Ons sal die link soos gewoonlik beskikbaar stel. Ons dink steeds aan Rolien Roslee wat steeds in die hospitaal is na 'n groot beroerte. Ons dink aan Tannie Rona, aan Philip en hulle familie wat regtig baie bekommerd is oor haar. Baie dankie aan elkeen wat sop maak. Ons deel dit uit saam met die 30 kospakkies wat ons vir die afgelope weke al versprei. Die mense is werklik dankbaar daarvoor. Weereens dankie vir julle hulp. As jy nog wil inskakel by die Ek Glo Bybelstudie, as jy dit wil ontvang per WhatsApp of e-pos, stuur asseblief net vir my 'n e-pos of 'n WhatsApp en ek sal jy graag op die lys sit. Ons stuur dit elke week gratis uit. Selfs al is hy nie van ons gemeente nie. Ons het nog ook so 3 gedrukte boeke beskikbaar teen R50. Laat weet net vir my, dan tref ons 'n reëling met die afhaal daarvan. En dan die laaste saak wat die finansiële kommissie my gevra het, is dat ons maar die syfers moet deurgee. En ja, dit kom seker nie as 'n verrassing dat dit nie baie goed gaan met ons finansies nie. Benewens die dankoffers wat baie minder inkom as gewoonlik, verloor ons ook die huurinkomste van die naskool wat gesluit is. Ons kry ook ongeveer R1000 per maand minder rente as gevolg van die rentekoers wat gedaal het. Vir Maart en April was die tekort op die begroting R33.000 en die geskatte berekening is dat die totale tekort tot einde Mei, met ander woorde die hele tyd gedurende die lockdown, hier by R90.000 kan wees. Ons wil regtig baie dankie sê aan elkeen van u wat in hierdie tyd steeds getrou die dankoffers bring of inbetaal. U kan met my 'n reëling tref as u dit wil bring, of ons sal vir die bankbesonderhede ook deurgee. Dit sal ook aan die einde van die video verskyn. Kom ons buig ons hoofde. Kom, laat ons sing tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots van ons redding. Laat ons met lofsange voor hom kom, om met lofliedere besing. Amen. Genade en barmhartigheid en vrede vir jou, van God ons Vader, van Jesus Christus, deur die werking van sy Gees. Kom ons sing 2 liedere vanoggend saam, spesiaal vir ons kinders. Ons het nie van julle vergeet nie. 2 liedjies wat julle goed ken en wat ons almal heerlik, hartlik saam kan sing tot eer van die Here. Ek is bly ek ken vir Jesus en lees jou Bybel, bid elke dag. Ek is bly ek is sy kind en ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here en ek sal verwante wees. Kinders van die Here en ek sal verwante wees.
jou Bybel met elke dag, want het gee jou krag. Want het gee jou krag. Want het gee jou krag. Lees jou Bybel met elke dag, want het gee jou krag. Kom ons doen ons geloofsbelijdenis aan die hand van die eerste 10 sleutelwaarhede van ek glo. Julle kan bly sit en die oë toemaak. Ek glo die God van die Bybel is die enigste ware God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek glo God is 'n persoonlike God wat betrokke is by en besorg is oor my daaglikse lewe. Ek glo in verlossing. Ek glo mens staan in die regte verhouding met God deur sy genade wat ons deur die geloof in Jesus Christus ontvang. Ek glo die Bybel is die geïnspireerde woord van God wat my oortuigings en my gedrag bepaal. Ek glo my identiteit is in Christus. Ek het waarde op grond van my posisie as kind van God. Ek glo die kerk is God se belangrikste manier om sy doelwitte op aarde te bereik. Ek glo God is lief vir alle mense en dat almal Jesus as verlosser nodig het. Ek glo ek is 'n bestuurder van God en dat alles wat ek is en alles wat ek besit aan hom behoort. Ek glo in die ewigheid. Ek glo dat Jesus sal terugkom om te oordeel oor alle mense en om sy ewige koninkryk te vestig. Amen. Ons kom vanoggend by hoofstuk 12 van die Ek Glo Bybelstudiereis. Ek bid. Wat is die verskil tussen verlede week se tema, ek aanbid, en vanoggend se tema, ek bid? Waar verlede week se tema van aanbidding alles te doen het met God, oor wie hy is en wat hy doen, het vanoggend se tema oor gebed 'n bietjie meer te maak met ons. Kom ons lees die sleutelgedagte van hoofstuk 12. Ek bid tot God om hom te leer ken, om die regte pad vir my lewe te ontdek en my versoeke aan hom voor te lê. En ons sleutelvers, kom ons lees dit ook hardop saam. As ek kwaad in my hart bedink het, sou die Here nie na my luister nie. Maar God het tog geluister. Hy het my gebed verhoor. Loof God wat my gebed nie verwerp het nie en sy troue liefde nie aan my onttrek het nie. Psalm 66 vers 18 tot 20. Ons sê baie dankie vir Annika wat iets spesiaal vir die kinders vanoggend voorberei het. En dit gaan oor Gideon. Ons gaan ook van hom lees in die week se Bybelstudie wat kom. Hy was iemand wat gebid het. Eers was hy maar klein gelowig en baie skrikkerig en hy die Here nie so mooi vertrou nie. Maar soos wat hy gebid het, het hy geleer om die Here al hoe meer te vertrou en kon die Here hom later gebruik het om groot dinge vir sy volk Israel te doen. Ja vriendin, ek glo jou. Ek hoor wat jy sê. Dinge is baie deurmekaar. Ag, maar dit was sommer nou weer lekker om met jou te gesels. Ek moet nou ongelukkig gaan. My sonnaskoolmaatjies wag vir my. Ons gesels weer. Goed gaan. Bye. Hallo maats. Sjoe, dis darem al lekker om vandag met julle te kan gesels. Ek het nou net met my vriendin gepraat en sy sit oor see in Australië. Dis vir my baie erg, want ek kan haar nie sien nie. Maar ek weet daarom ek kan elke dag met haar gesels. Ek wil by jou hoor, is daar iemand aan wie jy kan dink, met wie jy alles kan deel, vir wie jy jou donkerste geheime kan vertel, iets wat by die skool gebeur het, of sommer net iets wat by die huis gebeur het, al die lekker dinge, maar ook al die slegte dinge wat gebeur. Is daar iemand wat jy vertrou om al hierdie dinge mee te deel? En weet julle maats wat? Ek weet van iemand met wie ons alles kan deel en vir alles kan vertel. En dit is God. En weet julle wat? Soms weet ons nie of ons vir God vertrou nie.
omdat ons nie vir God kan sien nie. Maar ek gaan julle vandag vertel, dat ons maar vir God kan vertrou, en vir hom alles kan vertel wat in ons hartjies aangaan, want hy weet dit al klaar. Ons moet net vir hom vertel, om daai versekerheid te hê, en daai selfvertroue, dat ons met God kan praat. Vandag praat ons oor 'n baie belangrike persoon, en sy naam is Gideon. En weet julle wat? Gideon was 'n dapper man, maar hy het dit nie geweet nie. En so is dit met elkeen van ons. God sê vir ons ook dat ons dapper is, maar ons weet dit nie. Of ons wil dit net nie glo nie. Onthou julle maats dat ons vir julle geleer het van die Israeliete, die volk van God, wat partykeer baie slegte dinge gedoen het en nie vir God geluister het nie. Wel, dit het alweer gebeur. Hulle het alweer nie vir God geluister nie. En nou is hulle in die mag van die Midianiete, hulle vyande, wat hulle wil verslaan. Maar weet julle wat? Selfs al het hulle dinge gedoen wat verkeerd is in God se oë, gaan hulle nog steeds en wil hulle nog steeds help. God het 'n engel aan Gideon laat verskyn. En die engel het vir Gideon gesê hy's 'n dapper man en dat God hom wil gebruik om die Israeliete te lei in hierdie oorlog, dat hulle die Midianiete kan verslaan. Gideon was 'n volwasse man. En 'n mens kon raai dat volwasse mense baie dapper is en God vertrou. Maar Gideon het nie. Hy het nie geweet of hierdie die God van Israel is wat almal van praat nie. En daarom het hy vir God gevra vir 'n wonderteken, sodat hy kon sien of dit regtig die God van Israel is. Kom ons lees nou in die Bybel uit Rigters om te hoor wat het Gideon vir God gevra. Gideon praat met God. Lank nadat God se mense in die beloofde land gaan bly het die Israeliete weer vergeet om God te gehoorsaam. Hulle het in die heuwels weggekruip vir hulle vyande, die Midianiete. Eendag het 'n man met die naam Gideon 'n engel vir hom hoor sê: God is by jou, dapper vegter. Is God by my? Het Gideon gevra. Hoekom het ons dan soveel probleme? Jy sal Israel red, het die engel gesê. God het jou gekies om jou mense te lei. Vir my, het Gideon gevra, wie sal na my luister? Ek is nie belangrik nie. God sal by jou wees, het die engel gesê. Maar Gideon was nie so seker nie. Hy sê toe vir God, U het beloof om my te help om Israel te red. As dit waar is, gee vir my 'n teken. Ek sal 'n stukkie skaapwol op die grond sit. As die wol môreoggend nat is van die dou, maar die grond droog is, sal ek weet U sal my help. Dis presies wat gebeur het. Die volgende oggend het Gideon na die wol gaan kyk. Dit was papnat van die dou, maar die grond was droog. Maar Gideon was nog steeds nie seker nie. Toe praat hy weer met God. Moet asseblief nie kwaad wees nie, Here, maar kan ek U vir nog 'n teken vra? Laat die grond hierdie keer nat wees en die wol droog. Daardie nag het God gedoen wat Gideon gevra het. Die volgende oggend was die wol droog en die grond papnat van die dou. Gideon het toe planne gemaak om teen die Midianiete te gaan veg. Duisende mans het bymekaar gekom om hom te help. Maar God het vir Gideon gesê, dis te veel mans, stuur almal wat bang is huis toe. Gideon het toe 22.000 mans huis toe gestuur. Daar was toe net 10.000 mans oor. Jy het nog steeds te veel mans, het God gesê. Hy het vir Gideon gewys wie om huis toe te stuur. Toe was daar net 300 mans oor. God het vir Gideon se weermag gesê om die Midianiete se kamp te omsingel. Toe God die teken gee, het hulle die kamp omsingel. Hulle het kruike stikkend geslaan, fakkels geswaai, hard geskree en op trompette geblaas. Die Midianiete het nie geweet wat gebeur nie. Hulle het hulle swaarde gegryp en teen mekaar begin veg. Toe het hulle weggehardloop. God het Gideon se klein groepie soldate gebruik om die geveg te wen. Sjoe, maats, Gideon het nie net een keer vir God gevra vir 'n wonderteken nie, maar sommer 2 keer. En het julle gehoor, God het vir Gideon gehelp met net 300 mans en hulle het die Midianiete verslaan.
En van hulle het sommer weggehardloop. En weet julle wat? So het God weer bewys dat hy na sy mense kyk. Ek en jy hoef nie bang te wees om vir God vir goed te vra nie. Ek en jy hoef ook nie bang te wees om God te vertrou nie. Want God is by ons, elke liewe dag. En ek en jy, maats, kan elke dag met hom praat. Maak nie saak waar jy is nie. Selfs al staan jy in 'n ry voor 'n winkelsentrum en is jy benoud oor dinge wat nou aangaan, mag jy daar staan en vir God vra om by jou te wees en jou rustig te maak. En jy kan met alle sekerheid en vertroue weet dat hy jou hoor en dat hy by jou sal wees. So as jy ooit weer wonder of jy God kan vertrou, maak jou oogies toe en vra, Here, help my om U te vertrou. Niks is te veel moeite vir God nie en hy het elke dag, elke sekonde van die dag tyd om met jou te gesels. Kom ons sing saam, weet jy dat Jesus jou liefhet, sodat jy met alle sekerheid en volle vertroue kan weet dat God elke dag by jou is en jy enige tyd met hom kan gesels. Weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy baie van jou hou, sommer net soos jy is, want jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Weet jy dat Jesus jou vriend is? Weet jy dat hy altyd sal hoor as jy hom vra om jou te wys hoe kosbaar en hoe waardevol jy vir hom is. Dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus. U is ook spesiaal vir my. Weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy baie van jou hou, sommer net soos jy is, want jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Drie predikante het in 'n studeerkamer gesit en gesels oor wat die beste gebedsposisie is. Die eerste predikant het gesê as hy kniel, dit is vir hom die beste. Dan bid hy die opregste en die eerlikste. Die ander dominee het gesê hy het gevind dat as hy staan en hy sy hande uitstrek na die hemel, dit is dan wanneer dit vir hom voel die Here is die naaste aan hom en dit werk vir hom die beste. Die derde dominee sê wat vir hom goed gewerk het, of wat vir hom goed werk is as hy plat op die grond lê, met sy gesig na die grond toe, met uitgestrekte arms. Dit is sy gunsteling gebedsposisie. In die studeerkamer was daar 'n telefoontegnikus wat besig was om aan die lyn te werk, en versigtig vra hy, kan ek julle vertel wat my beste gebedsposisie is? Dis wanneer ek onderste bo aan 'n telefoonpaal hang. Kom ons wees maar eerlik, is ons beste gebedsposisie nie maar ook wanneer ons in die moeilikheid is nie? Wanneer ons onderste bo aan 'n telefoonpaal hang, dan hoef niemand ons aan te moedig om te bid nie. Gebed kom sommer spontaan, dag en nag. 'n Krisis, slegte nuus maak elkeen van ons diep en opregte bidders. As daar een goeie ding is van hierdie virus, is dit dat corona ons leer bid het. As die vrees jou beetpak,
oor jou werk en inkomste en jy so 'n holkol op jou maag kry daaroor, of bekommernis omdat jy of iemand vir wie jy lief is in 'n hoë risikogroep val, of dalk as jy reeds op 'n plek is waar jy nie weet waar môre se brood vandaan gaan kom nie. Dis in sulke tye dat ons baie ernstig en dringend begin roep na die Here. Daarom is hoofstuk 12 baie aktueel vir die tyd waarin ons is. Ek bid. Mag die Here ons seën wanneer ons vanoggend nadink oor hierdie belangrike saak en ook in die week se persoonlike Bybelstudie en die aanlyn klein groep ontmoetings. Ek het die afgelope dae nagedink oor vraag 3 op bladsy 172 in die boek. As jy die boek by jou het, blaai gerus na bladsy 172 toe. Vraag 3 is: wat belemmer jou vermoë om met God te gesels en na hom te luister? Hoe kan jy hierdie hindernisse oorkom? Dit wat ek hier neergeskryf het, het ek omgebou in vanoggend se boodskap. So gebruik dit gerus as 'n vertrekpunt as jy in jou persoonlike studie die week by hierdie vraag kom en verder daaroor dink. Hier is 2 vrae. En dit is die 2 groot vrae van my boodskap vanoggend. En die eerste vraag is: wat belemmer jou vermoë om met God te gesels en na hom te luister? Ek het 3 dinge hier neergeskryf. Die eerste is: as jy kwaad is vir die Here. As jy kwaad is vir die Here, belemmer dit jou vermoë om met hom te gesels en hy met jou. Dit werk in enige verhouding so. As jy kwaad is vir jou man, praat jy vir 'n paar dae nie met hom nie. As jy kwaad is vir jou ma, gooi jy die kamerdeur toe en sit jou oorfone op. As jy kwaad is vir jou maatjie, dan blok jy hom of haar op WhatsApp. As jy kwaad is vir die Here, kan dit gebeur dat jy vir dae, weke, selfs jare lank nie met hom praat nie. En die enkele kere wat jy dit wel doen, is net wanneer jy onderste bo aan 'n telefoonpaal hang. Sou 'n mens kon sê of aflei dat Gideon kwaad was of miskien vies was vir die Here? Luister 'n bietjie wat sê hy toe die engel die eerste keer aan hom verskyn. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: die Here is by jou, dapper man. Maar Gideon het vir die engel gesê: ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorouers ons vertel het, toe hulle gesê het die Here ons nie uit Egipte bevry nie? Nou het die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete. Ek hoor 'n tikkie sarkasme. Ekskuus meneer, maar as die Here by ons was, waarom gaan dit dan nou so sleg met ons? Ek hoor ook die groot waarom vraag. Waarom gaan dit nou so sleg met ons? Ek hoor ook hoe hy God bevraagteken. Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorouers ons vertel het, vra hy. Hoor ek ook 'n verwyt? Nou het die Here ons in die steek gelaat. Miskien ken jy hierdie vraag en is dit vir jou 'n hindernis om met God te praat, omdat jy dalk ook vir hom kwaad is. Jy dalk ook baie waarom vra. Waarom, Here? Hoekom, Here? Jy het die Here so vertrou. Jy het so gebid en geglo vir 'n spesifieke saak en jou gebede is nie beantwoord nie. En jy wonder of God ooit regtig daar is vir jou, want toe jy hom regtig nodig gehad het, was daar net stilte. Dalk voel jy ook diep in jou hart dat die Here jou iewers langs die pad in die steek gelaat het. As jy so voel, het die Here vanoggend ook met jou 'n afspraak, soos wat hy 'n afspraak gehad het met Gideon daar in die parskyp. Die Here het Gideon met al sy vrae en twyfel nie aan homself oorgelaat nie. Inteendeel, hy kies juis om groot dinge vir sy volk te gaan doen. Die Here raas ook nie een keer met Gideon oor al die twyfelvrae
en dat hy so sukkel om God te vertrou nie. Wat die Here daardie dag vir Gideon in die parskyp gesê het, sê hy vir elkeen van sy kinders wat getuister word deur twyfel vra. Wat was die Here se antwoord op al Gideon se vrae wat hy daardie dag so uitgereig het? In vers 14 lees ons: Toe het die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê: Gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete. Toe, ek stuur jou. Gideon kry nie die antwoorde op al sy hoekom en waarom vra nie. In plaas daarvan word hy die antwoord. Deur hom sou Israel sien dat die Here hulle nie vergeet het nie. Toe, die Here stuur ook vir jou, stuur ook vir my, met al ons twyfel vra om groot dinge vir hom te gaan doen. 'n tweede wat ek hier neergeskryf het, wat my gesprek met God kan belemmer, is ongeloof in die krag van gebed. As ek nie glo dat gebed werklik 'n verskil maak nie, hoekom sal ek dan nog bid? As ek vooraf klaar besluit het, die Here doen tog in elk geval wat hy wil, en ek kan niks daaraan verander nie, dan is gebed mos eintlik tydmors. Die ongelowige wêreld maak dit ook nie juist vir ons makliker nie. Die bekende Amerikaanse ateïs Richard Dawkins spot onlangs met die dag van gebed wat president Trump uitgeroep het. Hy plaas die volgende selfgemaakte grafiek op sy Twitter om te wys dat volgens hom gebed net mooi niks gehelp het teen die verspreiding van die virus nie. Nie eers 'n blip op die radar nie. Volgens hom was dit 'n vermorsing van tyd en eintlik net nog 'n klinkklare bewys dat God nie bestaan nie. Glo jy dat gebed 'n verskil kan maak? Glo jy dat niks vir God onmoontlik is nie? Glo jy dat God sy kinders se gebede beantwoord, selfs al wys dit nie onmiddellik op ons mensgemaakte grafieke nie? Glo jy dat God dikwels agter die skerms ons gebede beantwoord op verrassende maniere en dikwels op ander en beter maniere as wat ons dit ooit voorsien het? 'n derde wat ek gedink het my gesprek met God kan belemmer, is dat ek dink God stel nie regtig in my ou wêreldjie belang nie. Het die Here nie groter en belangriker dinge om te doen as om besorg te wees oor my nie? Dit was Gideon se reaksie ook, toe die engel vir hom sê, wees gegroet dapper man, sê hy in soveel woorde, jammer, verkeerde adres. Ek is die jongste in my familie en boonop het ons familie geen aansien nie. Nee, jammer, jy soek seker iemand anderste. Kom ons onthou altyd dat ons God 'n liefdevolle Vader is wat belangstel in selfs die kleinste detail van my lewe. Tot die hare op my kop is almal getel. Niemand is ooit by hom onbenullig of ontydig nie en hy is nooit te besig vir jou en my nie. Soos die liedjie sê, jy kan weet dat Jesus jou liefhet en dat hy sommer baie van jou hou, sommer net soos jy is, want jy is kosbaar en spesiaal vir hom. Daarom neem vanoggend sy uitnodiging aan in Spreuke 3 vers 6. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Ken hom in alles wat jy doen. Praat met hom oor alles in jou lewe. Nie net oor die groot en belangrike besluite van jou lewe nie, maar letterlik alles. En ontvang die pragtige belofte daarmee saam. En hy sal jou die regte pad laat loop. Die tweede vraag, hoe kan ons hierdie hindernisse oorkom? Ek het gedink aan 2 maniere. En die eerste is, dink anderste oor gebed. Baie van ons probleme, of baie van die probleme wat ons met gebed ondervind, is omdat ons verkeerd dink oor gebed. Dink anders oor gebed, in die sin dat gebed baie meer is as net 'n lysie van versoeke en wense wat ek elke dag voor die Here bring. In die Ons Vader gebed is ons behoefte aan brood net 'n klein deeltjie van die gebed. Gebed gaan in die eerste plek oor God, oor sy naam,
sy koninkryk, sy wil. Gebed is soveel meer as net my klein wêreltjie en dit wat ek van die Here benodig. Dink anders oor gebed in die sin dat dit ons vernaamste deel van dankbaarheid is. Ons kan so baie vra, maar hoeveel keer sê ons dankie? Maak 'n bietjie 'n punt daarvan om elke keer wanneer jy iets van die Here vra, daarmee saam ook dankie te sê vir iets. Begin jou dag met danksegging. Eindig dit met danksegging. Omraam jou hele lewe met dankie sê gebede. Dink ook anders oor gebed in die sin dat dit uit die hart gesprekke is. Verlede week het ons gesien dat die Fariseërs se gebede ontspoor het omdat hulle gebede rituele, hartelose rituele geword het. Gebed mag nooit verval in rympies en resitasies wat ons onnadenkend opsê nie. Ook nie ons tafelgebede nie. Jesus sê in Johannes 15, ons is sy vriende, en soos wat vriende eerlik en spontaan uit die hart uit met mekaar gesels, so moet ons gebede ook wees. Dink anders oor gebed, in die sin dat jy eintlik nooit amen sê nie. In 1 Tessalonisense 5:17 staan daar, bid sonder ophou. Gebed is nie beperk net tot my binnekamer, net vir 'n paar minute per dag nie. Gebed is voortdurende gesprek. Dis soos asemhaling. Gebed is jou geestelike DNA, dit is wie jy is, voortdurend in kommunikasie met God, voortdurend bewus van sy teenwoordigheid. Jy bly in hom en hy in jou. Dit is die eerste manier hoe ek dink om die hindernisse in jou gebedslewe te oorkom. Dink anders oor gebed. Ek het ook gedink aan 'n tweede manier, en dit is die belangrike ding om die regte geloofsgesindheid te hê as God dalk nee sê op jou gebede. Hê die geloofsgesindheid van koning Dawid. Die Here het by geleentheid vir Dawid nee gesê. Met die geboorte van sy kind by Batseba het die kind siek geword. En Dawid het homself diep voor die Here verootmoedig deur te vas. Hy het ook nie gewas of skoon klere aangetrek nie en hy het sommer op die grond geslaap. Net as jy al ooit gebid het by jou kind se siekbed, dan sal jy dit verstaan. Maar die Here het vir Dawid nee gesê en sy kind het gesterf. In 2 Samuel 12:20 lees ons wat toe gebeur het. Toe het Dawid van die grond af opgestaan, hy het gaan was, reukolie aangesmeer, aangetrek en na die heiligdom toe gegaan om te aanbid. Die geloofsgesindheid van Dawid, om as God vir jou nee sê, nie kwaad vir hom te word nie, maar voort te gaan om hom te aanbid. Dit is 'n groot toets vir 'n mens se geloof, om God te loof ook in die tye van teëspoed. Dit laat my dink aan die woorde van Habakuk. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Hierdie is woorde wat nuwe betekenis kry in die tyd waarin ons is. Want hierdie verse praat van 'n ekonomiese ramp. Maar Habakuk, wat voor die tyd die regte geloofsgesindheid inneem, dat al gebeur wat, finansiëel hoe swaar, ekonomies hoe rampspoedig, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Ook die geloofsgesindheid van Paulus. Die Here het ook vir Paulus een keer nee gesê. In 2 Korinte 12 skryf hy van die doring in sy vlees en dan sê hy, 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.
Die Here het nee gesê vir Paulus. Die doring in sy vlees moes bly. Want die Here was meer besorg oor Paulus se groei as oor sy gerief. Die doring wat hom so seer gemaak het hom hegter gebind aan God. Jy ook hierdie geloofsgesindheid, dat as die Here vir jou nee sê oor die een of ander groot hartsbegeerte wat jy het, dat hy dalk meer besorg is oor jou groei as oor jou gerief. En hoor ook hoe dat hy vir jou sê, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. En laastens, het die geloofsgesindheid van Jesus. Die Vader het ook een keer vir Jesus nee gesê. Nog nooit was daar so 'n intense gebed as daardie nag in Getsemane nie. Met sweet wat soos bloeddruppels geword het, so opreg kinderlik afhanklik het Jesus gebid. Abba, Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydensbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil. Dalk is daar vanoggend 'n lydensbeker vir jou waarvoor jy terugdeins. En jy bid dat die Here hierdie beker moet wegvat. En ja, soms vat die Here die beker weg. En soms nie. As hierdie een van die bitter bekers is wat jy moet drink, doen wat Jesus gedoen het. Stel jou eie wil tweede en moenie een oomblik God se hand los nie. Wees soos Jesus gehoorsaam tot op die einde en hou vas aan die ewige belofte dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Mag die Here hierdie gedagtes en die week se Bybelstudie gebruik om ons te lei tot 'n voller en 'n ryker en 'n dieper gebedsverhouding met hom. Amen. Here, wat 'n voorreg om met U te mag praat, soos 'n kind met sy pa, of soos 'n goeie vriend. Dankie dat ons hart vir U kan uitstort. Dat dit nie saak maak hoe krom en skeef die woorde partykeer by ons mond uitkom nie. U verstaan die gesindheid van ons hart. U is 'n wonderlike Vader, wat ons die kosbare geskenk van gebed gegee het, om voortdurend met U in kontak te wees. Dankie dat ons al ons lof en aanbidding, al ons vrese en ons bekommernis, al ons hartsbegeertes en dankbaarheid voor U kan bring in gebed. Gee dat ons lewe deurdrenk sal wees van gebed, dat dit werklik die DNA van ons lewe en ook van ons gemeente sal wees, want Here, sonder U kan ons nie leef of bestaan nie. Wys die dinge vir ons uit wat ons gebedslewe belemmer. Of dit is omdat ons dalk vir U kwaad is of teleurgesteld is in U, of dalk omdat ons nie regtig glo in die krag van gebed nie, en of daar dalk onbeleide sonde is waarmee ons nie erns maak om mee te breek nie. Here, ons bely dat niks vir U onmoontlik is nie. Hoor ons daarom as ons bid vir 'n geneesmiddel vir hierdie siekte wat alles so kom ontwrig het. Ons bid in besonder vir hulle wat diep bekommerd is oor hulle finansies en werk, dat kommer oor die dag van môre ons nie sal oorweldig en verlam nie, maar dat ons in hierdie tyd net hegter aan U verbind sal word. Maak ons voete soos die van 'n ribbok. Sterk ons geloof en wys veral vir ons waar ons kan dien en U liefde kan sigbaar maak in hierdie tyd. Word verheerlik in die kinders se lewens. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Daar is geleentheid vir ons offergawes. Sou dan ook die vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vruchtebome wegkwyn, die beeste
klein vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar stilte bok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Al sou dan ook die vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar stilte bok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Ons slotlied, kom ons sing saam die Ons Vader gebed. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.